21 tot 27 Februarie, aan sy se eervolle vermelding, prosastuk, Die krag van gebed, geskryf deur Henny de Tooy. 'n persoonlike getuienis. Soos almal weet, glo ek is 'n kinderversorger, feitelik my lewe al. In die tyd was ek en is ek steeds werksaam by verskeie kinderhuise. Soms wonder ek waarom ek so simpel was om die beroep te kies. Ondankbaarheid, disrespek, aggressie, woede is dinge wat ek elke dag beleef en soms gerig teen myself. So het ek al skade gelei, besittings verloor en selfs privaatheid ingeboet. Soms is dit wat ek sê en doen nie aanvaarbaar vir die kinders met wie ek werk nie. En my metodes en optredes voldoen nie altyd aan protokol nie. En soms, meeste van die tyd, wonder ek of dit wat ek sê en doen enige effek het, of iemand dit raak sien. En dikwels, meer as dikwels, word baie van hierdie kinders afgeskryf, juis deur die wat hulle moet lei en ophef, soms tot my skaamte, ook deur my. So maklik hang ons labels. In die afgelope week plaas iemand die foto wat sê, ons sien so maklik die sand of stof in iemand se lewe en nie die goud nie. So moeilik om soms die goud raak te sien. En dit het my laat dink, hoe dikwels sien ek ook net die stof raak. My benadering is gewoonlik anders. Ek soek, probeer die goud, al lyk dit of daar net stof is. En ek bid vir elkeen, want vir party, ek kan doen wat ek kan en laat die res aan God oor. Maar dan hou ek soms op om te bid. Out of sight, out of mind. Met baie van my kinderhuisseuns, want hulle word deel van my, loop ek 'n pad lank na kinderhuisverblyf verby is. Party verkies om daardie betrokkenheid te beëindig, en ek hoor nooit weer van hulle nie. Wonder wat van hulle geword het, en mettertyd vervaag die wonder en die gebed. Maar dan is daar die ander, die regte pa en seun gevalle, die deel word van mekaar se lewens, en soms wonder ek, hoekom die Here juis daardie kinders kies om my eie te word. En dit is waar die getuienis inkom. Jare gelede begin ek by 'n spesifieke kinderhuiswerk. Moeilike seuns. Meer as die helfte ontvang my die dag toe my trek afgelaai word. Nie omdat hulle my wil verwelkom nie, maar omdat hulle tuis is, nadat hulle by die skool geskort is. Daggarokers. En daar is die een spesifieke seun, 14 jaar oud. Kyk my vanuit die hoogte aan, asof ek die indringer is. Hy gaan naweke huis toe en kom met pakke sigarette terug. Ek word die amptelike verspreider. Aggressie, verbaal, aanvallend en word later op 15 ook een van die daggarokers. Sy gedrag maak dat hy sleg vaar op skool, druip graad 8 sy tweede keer en hy verlaat skool. Kinderhuis besluit om nie sy aanhoudingsbevel te verleng nie en sit hom uit kinderhuis uit, met graad 7 agter sy naam. Maar ek hou aan bid, hou aan glo en behou kontak. In sy spreektaal word ek later pa, want sy eie woorde, ek is al pa wat ooit belang gestel het en liefde bewys het. En ek motiveer, stuur boodskappe, reik uit, lank na kinderhuisjare.
Omstandighede bring ons hierdie week weer bymekaar. 7 jaar na ons aanvanklike ontmoeting en die verandering. Ons doen saam Bybelstudie, sy inisiatief. En nie maar net die gewone lees en bid nie. Nee, intensief. Ons is amper 3 ure met woordstudie besig en ek verwonder my aan sy diepte en insig. En dan sy woorde wat my tref. Dankie dat Pa nooit opgehou het om vir my te bid nie. En ek voel skuldig, want wat van die ander, die vir wie ek wel ophou bid het, die wat ek langs die pad verloor het. Ons het hierdie week herontmoet om 'n begrafnis van 'n familielid te vier. Maar dit was meer as dit. Hy het sy ou lewe kom begrawe en ek moes leer om vooroordeel en vertwyfeling te begrawe. Hierdie jong man is vandag iemand op wie enige pa trots kan wees. Maar die geheim? 'n pa wat nooit ophou bid het nie. Voorgelees en saamgestel deur Christa Diedriks.